Hartlike welkom by my kanaal vanoggend julle. Dit is ongelooflik warm, maar vandag gaan ek spesiaal vir julle wys hoe maak ek my sagste soosrol. Julle, ewen as jy hom uit die yskas uithaal, is hy ongelooflik sag. So maklik om te maak. As jy stap vir stap volg, sal hy nie flop nie. En dan kan jy roomboors meer, karamel, piesangskyfies oppak. Dis lekker ook met room in vrugtekelkie of room en ingelegde perskes, nes jy verkies. So kom ek wys vir julle hoe vinnig dit is om hierdie sagste soosrol te maak. So eerste wat ek doen is my bakplaat, julle, ek spuit hom nie eers kosproei nie, en dan sit ek die waspapier maar net bo-op, ek stryk hom maar uit. Ek sit ook nie weer kosproei bo-op nie, en ek plaas hom een kant. En nou wanneer die soosrol uit die oond uitkom, gaan ek dieselfde groot stukkie waspapier sny, en dit is om hom net dan om te keer. So ons plaas hierdie net een kant vir nou, en dan het ek 2 staalbakke. Sorg dat daar geen vette binne vas sit nie, was hom goed, droog hom mooi af en dan vee ek myne ook uit met kombuispapier. So dan gaan ons 5 yskoue eiers skei. Ja, 5 yskoue eiers. Dit moenie kamertemperatuur wees nie. En ek gaan ook vir julle byskrifte bysit presies hoekom ek dit so doen. Dit is almal heerlik as jy met 'n eier moet skei en hy's yskoud veral in hierdie hitte. So dan klits ek saam met die 5 eiergele, 2,5 teelepeltjies wit suiker, die half is vir bietjie liefde julle, 2,5, en dan klits ons dit die hele tyd dieselfde rigting. Dan voeg ek by 2 eetlepels olie wat 30 ml is. Ek skrap maar alles uit want dis min olie. En dan 100 ml koekmeel, myne is net so onder 'n halwe koppie. En dan klits ons dit weer dieselfde rigting. En soos julle kan sien, hy is 'n bietjie dik, maar ons gaan bietjie melk byvoeg. Ek skat altyd, daar gaan 1 in, en ons hou aan om dit te klits in dieselfde rigting. Want hy moet nie te styf wees en hy moet ook nie te pap wees nie. So dis dan 4 eetlepels melk. En dit is die consistency waarna jy verlang. So nou gaan ons die yskoue eierwitte klits net so vir 5 sekondes. En soos julle kan sien, ek klits dit ook in dieselfde rigting, maar ons gebruik 'n lae spoed. So my menger is baie sterk, maar as joune nie so sterk is nie, gebruik nog steeds lae spoed. En dan gaan ek asyn byvoeg. Net 'n klein bietjie. En dan gaan ek dit weer klits. Dieselfde rigting. Net tot hy 'n bietjie stywer is. En dan voeg ek by 2 teelepels suiker. En ek gaan dit weer klits. Dan voeg ek weer 2 teelepeltjies suiker by en dan gaan ek dit klits tot styf. En dan sal ek vir julle ook wys hoe lyk styf. So as jy die bak omkeer met jou eierwitte nie uitval nie. En onthou dieselfde rigting die hele tyd. Ek klink amper soos 'n juffrou. So hy is nou mooi styf soos julle kan sien.
Hy val nie uit as jy hom omkeer nie. En dan gaan ons nou die helfte in die eiermengsel invou. En dan het ek klaar my oond op 175 grade gesit. Sorry julle, se tang kling in hierdie kombuis. So ons deel hom in die helfte. En dan gaan ons hom ook dieselfde rigting die heeltyd invou. Dis omtrent 'n hand workout. En dan kan jy hom so in die middel kat. So ek werk hom in, en nie meer hy geel sien daaronder nie, en ook nie die eierwitte nie. So hy lyk nou vir my goed deur gemeng, en dan gaan ons die ander helfte byvoeg en presies dieselfde doen. Ek love 'n spatula, want hy krap 'n bak mooi leeg. Weer dieselfde rigting. En as jy mooi kan sien, is daar nie geel daar aan die onderkant nie, hy is mooi deurgemeng. So julle, dan gaan ons die deeg gooi bo op die waspapier, maar ons hou hom nie onder nie. Ons hou hom, sien julle daarbo? Kan hom amper nie sien nie. En besorg dat jy dit in die bak gooi. Kyk, dat jy in die bak gooi en nie op die vloer nie. En dan skrap ek hom leeg. En soos julle kan sien, hy is so vinnig en maklik om te maak. Die winkels, daai sousrolle wat jy koop, julle, is nie naasten by so sag soos hierdie een nie. So die dag as jy hom gemaak het, laat weet my wat dink julle van hierdie sousrol. En nou gaan ons hom maar net probeer ewe gelyk maak. So in die winter bak hy 35 minute en in die somer bak hy 20 minute. Maar dis maklik, jy bak hom net tot jy sien hy begin bruin word en dan weet jy ook hy is reg. Dan sê vir my blyk hy amper gelyk. En dan gaan ons hom net 3 keer stamp. Sorry vir die geluid julle. En terwyl die sousrol bak, gaan ek gaan room styfklits. Ek het hierdie plek ontdek, Dairy Exchange. Julle, dit proe soos plaasroom. Dis ongelooflik lekker. En vir 'n liter is dit maar R62. So ek gaan 'n koppie room styfklits. Ons love dit 'n bietjie soeter, so ek voeg 2 teelepeltjies suiker by. Julle kan een op byvoeg. Ek's maar 'n soet tant. So hy is lekker styf geklits en dan gaan ek 250 gram se aardbeie net in klein skyfies sny. So myne kom nou net uit die oond uit en soos julle kan sien, hy is ligte bruin en donkerder aan die kant. Dan gaan ek hom net uittrek en dan gaan ek begin net die kantstes af te trek. En hierdie sousrol koel so vinnig af. So ek laat hom so 5 minute staan en dan gaan ek hom uitkeer bo op dieselfde grootte waspapier. Maar ek moet nou eers wag. So hy koel ontsettend vinnig af. Hy staan 5 minute. Sit die binnenkant en die binnekant. En dan gaan ons hom net gou omkeer. En ons trek die boonste laagie af. Stadig. Julle, dit is so sag. En nou gaan ons wag dat hy heeltemal afkoel en dit vat nog so 5 minute. So hy het mooi afgekoel. Onthou julle, ons rol hom nie warm op nie, want hy is te sag ook om warm op te rol. So hy is koud. En dan gaan ek roomboor smeer. Is altyd so satisfying om hierdie te doen. Van kant tot kant gaan ek hom smeer.
En jy kan 'n sousrol maak met soveel verskillende volsels. Ons dogter is 'n peanut butter freak, soos sy sal sê. Maak ek 'n peanut butter cream cheese volsel, julle lemon meringue volsel. Hulle almal is net heerlik. Nog so 'n bietjie daai kant sit. En dan gaan ons hom versier met die arbei. Ek het 3 heeles wat ons boop gaan versier. En dan pak ons hom net vol arbei. En nou vir die rol. So ons trek hom net. Maak hom net rond daai julle. En dan terwyl ons trek, die waspapier vorentoe trek, dan rol ons hom stadig op. Jy kan hom uitstryk so, en dan sit ons die ander stukkie onderin, en nou gaan hy vir 10 minute yskas toe. So ek het hom net uit die yskas uitgehaal, na 10 minute, julle kan hom langer los, nes julle verkies. Ons sit die soomkant, en die onderkant, julle kyk net hoe sag. En dan kan jy hom heeltemal toe versier met room as jy wil. Sorry, ek het vergeet julle, ek moet die kante afsny. Dan gaan hy ook mooier vertoon. Daai stuk gaan ek nou eet. Julle, kyk net hoe mooi lyk dit. En dan pyp ons net soos 3 rosies bo-op. Hoe ek laaf room. En dan kan jy hom connect ook. Dan versier ons hom met 'n vars arbei. En as jy wil en jou sousrol val dalk om, wat hy gelukkig nie nou doen nie, maar as hy doen, kan jy ewen room in die kante pyp. En dit lyk ook mooi. So julle kyk net daar. Kyk hoe sag is hierdie sousrol. Hy kom uit die yskas uit. Probeer hom gerus en geniet hom.